Geseend is hy wat kom in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Hosanna in die hemelland. Geseend is hy wat kom in die naam van Vader, die Seun en die Heilige Gees. Sê Hosanna in die hemelland. Geseend is hy wat kom in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Hosanna, Hosanna in die hemelland. Geseend is hy wat kom in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Hosanna, Hosanna in die hemelland. Geseend is hy wat kom in die naam van die Vader, die Seun en die Hosanna, Hosanna in die hemelland. Geseend is hy wat kom in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige. Hosanna, Hosanna in die hemelland. Geseend is hy wat kom in die naam van die Vader, die Seun en dit is Jesus, dit is Jesus. Halleluja, dit is die kracht van God, dit is Jesus, dit is Jesus. Halleluja, dit is die kracht van God, dit is Jesus, en dit is Jesus. Halleluja, dit is die kracht van God, dit is Jesus, en dit is Jesus. Halleluja, dit is die kracht van God, dit is Jesus. Sing het weer, en dit is Jesus. Halleluja, dit is die kracht van God, dit is Jesus, dit is Jesus. Halleluja, dit is die kracht van God, dit is Jesus. Kom ons klap die hande saam, hey! Kom aan familiesentrum, kan ons die koning nog 'n prys gee? Halleluja. Vader, Hosanna in die hemelland, geseend is u
wat kom in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Here, ons is hier vanmôre omdat ons, Here, U so hoog ag, Here. Dis nie moeite vir ons om hier te wees. Ons wil hier wees want U is so groot en almagtig. U is 'n goeie Vader, Here. En ons dank U vanmôre dat ons weet U is hier en ons is in U teenwoordigheid, Here, om iets te ontvang uit U hand uit vanmôre, Here. Ons is hier, Here, van ons weet, Here, in U teenwoordigheid, Here, gaan dinge verander vir ons vanmôre, Here. Ons is honger, Here. Ons is dors, Here, vir meer van U vanmôre, Here. Kom wees U so welkom in ons midde, Heilige Gees, Here. Lei ons, Here, in hierdie diens, Here. Ons is diep afhanklik van U Gees, Here. Ons wil niks vanmôre uit onsself doen nie, Here. Alles gaan oor U. It's all about Jesus. It's all about the King of Kings and Lord of Lords this morning. We honor you. We bless you. We just want to give you all the praise because you deserve that, Jesus, Vader. Seën hierdie diens, Here. Almal wat ingekom het vanmôre hierso, Here, Vader, met 'n bly met 'n swaar gemoed, Here, Vader. Dankie dat U dit vir hulle kom kalm maak en rustiger maak. Here, gee hulle die vrede, Here, wat alle verstand te bowe gaan vanmôre. Here, ons weet, Vader, niks is onmoontlik vir U nie. U verander elke een se omstandighede, elke situasie vanmôre, Here. En ek weet, hulle gaan nie dieselfde hier uitstap soos hulle ingekom het vanmôre in die Here, Vader. Ons eer U want ons weet daar is krag, wonderbare krag in die bloed van die lam, Here, Vader. Oh, there's power in the name of Jesus to break every chain this morning. Elke siklus is gebreek, elke houvas van die vyand is verbreek. Hy het nie seggenskap nie, hy het niks eienaarskap vanmôre in hierdie diens nie, Vader. U is hier en daarom eer ek U vir wat U gaan doen vanmôre in hierdie diens vir elkeen van ons. Here, seën elke afdeling van hierdie diens vanmôre, Here. Ons trek hierdie hele bloed, Here, diens onder die kosbare bloed van hom vanmôre, Here. En ons gee hierdie eer, die lof en aanbidding, want dit kom U toe, Vader. Alles behoort aan U vanmôre, Here. Seën ons, Here, want ons gaan bedien in sang, praise en worship, Here. Word U verheerlik daardeur. En seën pastoor Clem ook, Here, wat die woord gaan bedien, Here. O, Here, dankie vir 'n vars en nuwe woord wat U op sy hart en op sy lippe gelê het, Here, Vader. Ek bid dat hy sal bedien soos U wil hê hy moet, Here, en dat hy nie sal spreek uit homself nie, Here. Ons eer U, Here, Vader, vir wat hy gaan, vir wat U hom mee geseën het en toevertrou het om ons te bedien mee, Here. Seën vanmôre hierdie diens, elkeen wat aanlyn ingeskakel is, Here, dat U hulle ook ontmoet daar waar hulle is vanmôre, Here. Seën elkeen wat gaan saai, Here, tiendes en offerandes gee, Here, wil die Here ook hulle behoeftes vervul en in hulle sakke weer voorsien. Is my gebed in Jesus naam, Here. Ons gee die hele diens oor in U hande. Met baie danksegging. Amen en amen. Lofzang, oh lofzang aan Koning Jesus. Lofzang tot eer van sy naam. Lofzang, lofzang aan Koning Jesus. Van die bloed van die lam maak my vry. Hosanna, ons in Hosanna. Aan die koning
het hy gedra. Ons Hosanna aan die koning. Ons sondelas het hy gedra. Ons sondelas en ons sondelas het hy gedra. Ramasika tarabababababo. Ons sondelas het hy gedra. Sing het nog een keer. Oh, halleluja. En ons sondelas het hy gedra. Oh, dankie Here Jesus. Ons prys U wonderlike naam. Gee die Here lofoffer. Oh, hy het in my plek gesterwe en in my plek opgestaan. Halleluja. I see the King of Glory coming on the clouds with fire. The whole earth sings, the whole earth sings. I see His love and mercy washing over all our sin. The people sing, the people sing. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Oh, Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Can we sing it one more time? Hosanna, 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 Hosanna in the highest. Hosanna, 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 Hosanna in the highest. I see a generation rising up to take their place with selfless faith, selfless faith. Oh, oh, oh. I see a near revival stirring as we pray and seek. Lord, we're on our knees, we're on our knees. Hosanna, 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 Hosanna in the highest. Lord, we lift your name on high. Hosanna.
Hosanna. Come on. Hosanna in the highest. Come on, lift your voice and say, Hosanna. Hosanna. Hosanna in the highest. Just one more time, Hosanna. 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 Hosanna in the highest. We give you the highest praise. Hosanna. Hosanna. Hosanna in the highest. Come on, church, love on him. Can we give him praise? He's worthy of it all. He's worthy. Come on, who believes there's power in the mighty name of Jesus? Come on, let's speak the name of Jesus. Say, I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Yes, I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus.
Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family. Speak the holy name of Jesus. Come on, can somebody sing it one more time? Shout Jesus, shout Jesus from the mountain. Jesus in every street. Jesus in the darkness over every enemy. We shout Jesus for our families. I speak the holy name Jesus, 'cause your name is power. Your name is power. Yes, it is. Your name is healing, and your name is life. Break every stronghold. Break every stronghold. Shine through the shine through, Lord, and burn like a fire. Just one more time. His name is power. Yeah. Your name is power. Hallelujah. Your name is healing. Your name is life. We thank you, Lord. Break every stronghold. You do it right now. Shine through the shadows. Burn like a fire. When the music fades and all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. All about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. When it's all about you, it's all about. Sing it again. It's all. I'm coming back. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. Yes, it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, yes, it's all about you, Jesus. Oh, we worship you, Abba Father. It's all about you, Jesus. It's all about you. Yeah, let's do the verse again. When the music fades, Lord, when the music fades and everything is stripped away, I simply come. Oh, 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 longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself, it's not what you have required.
again, church. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. Yes, it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you. It's all about you. It's all about you. Not about us, Lord. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. Yes, it's all about. Sing it again. It's all about you. It's all about you. It's all about you, It's Jesus. all about you, oh Lord. Yes, it's all about you. It's all about you, King of Kings. It's all about you. Oh, we worship you. Yes, it's all about you, Jesus. Ek wil hê vir 'n paar sekondes moet die musiek glad nie speel nie. Die musiek moet glad nie nou speel nie. Want anders gaan dit oor die musiek. Ek wil hê jy moet vir hom sê, dis net hy en hy alleen. Dan net dit doen vir 'n oombliekie en sê, Here, my hele lewe draai net om U. Kom aan, lig jou stem, begin nou die Here te loof. Rambanda, ons prys U, Here Vader, vir dit wat U besig is met U, Here. Dankie Vader, dat ons harte kan lê op die altaar, Here. Wie kan sê, Here, dit is net U, Here. Ons hele lewe draai om U, Here. Dit gaan nie oor 'n mens nie, dit gaan nie oor 'n kerk nie, dit gaan nie oor die orkes nie. Dit gaan net oor Jesus. Dit gaan net oor Jesus. Oh, hy alleen, hy alleen, hy alleen, hy alleen, hy alleen. Oh, it's all about you, Lord. It's all about you, Jesus. We praise you for who you are. Ons loof U vir wie U is, Here. Ons gee U die prys, halleluja. Ons hele lewe, Here, is gesentreerd rondom U, Here. Nie 'n stelsel nie, nie 'n mens nie. Oh, oh, it's all about you. It's all about you. It's all about you. Dankie, Jesus. Salama moko 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 talama suka tararabababa. Allah suka tararabarabarabarabaraba yenda suka talabarayenda. Shibata rabararabayenda. Transformiros. In hierdie atmosfeer wil ek hê jy moet hierdie vers saam met my lees. Vandag gaan ek nou nie jou bemoedig nie. Vandag het ek een doel deur die Heilige Gees met hierdie woord. En hierdie woord gaan net oor dit, om Jesus Christus te verheerlik. Dit wat ons nou net gesing het, is waaroor ek met u gaan praat. Ons gaan nie 'n kerk oplig nie. Ons gaan nie 'n godsdiens oplig nie. Ons gaan geen orkes oplig nie. Geen musikant oplig nie. Geen prediker oplig nie. Vanmôre gaan dit oor Jesus Christus. Dis waaroor dit gaan. So met dit gesê wil ek hê, jy moet lees saam met my, sommer hardop saam met my, almal saam, 1, 2, 3. Jesus antwoord hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe.
niemand kom na die Vader, behalwe deur my nie. Julle sing het, amper sê ek sing. Julle doen het so mooi, nog een keer, 1, 2, 3. Jesus antwoord hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe, en niemand kom na die Vader, behalwe deur my nie. Kan ons Jesus 'n lofoffer gee? Kan ons Jesus prys? Kan ons hom aanbidding gee? Halleluja, halleluja. Neem die sitplek, halleluja. Prys die Here. Vat aan die ou langs jou, sê vir hom, jy's in vir 'n goeie diens vanmôre. Amen. Ek het gesoek in donker paaie, my eie lig probeer laat skyn, maar elke draai het my laat dwaal. Here, tot U my hart kom vind. U stem het sag my naam geroep. U waarheid het my vrygemaak. En nou staan ek vas op U beloftes, die rots wat nooit sal beweeg. O, Hy is die weg, waarheid en lewe. O, en wie hom soek, sal hom vind. Hy is die bron van alle lewe, en hy woon binne my. In elke storm en elke stryd is U die vrede binne my. Wanneer my krag begin te val, Here, is U nog steeds by my. U asem bring weer lewe in my. U Gees maak alles nuut. Nou leef ek net tot U eer. Here, my hart lê in U hande goed. O, Hy is die weg, waarheid en lewe. O, en wie hom soek, sal hom vind. Hy is die bron van alle lewe, en hy woon binne my. Hy is die bron van alle lewe, en hy woon binne my. En hy woon binne my. So ons geleesde gedeelte is 'n antwoord van Thomas. As ons kyk wat Johannes 14 vers 5 vir ons sê, kom Thomas en hy vra hierdie vraag vir Jesus, hoe kan ons die weg ken? En ek glo, dis 'n vraag wat ook gevra word in die 20ste eeu waarin ons lewe. Hoe kan ons die weg ken? En hierdie antwoord van Jesus het ek so 'n bietjie gaan huiswerk doen en ek het op iets baie interessant afgekom. Dat hierdie antwoord van Jesus het die kerk in die Handelinge kerk geïnspireer met 'n naam. 'n naam.
En is as gevolg van hierdie antwoord van Jesus, dat die beweging onder die sendelinge in die Handelinge Kerk nie die naam PPK gehad het nie. Nie die naam AGS of Volle Evangelie Kerk of Lede in Christus of Familiesentrum of gereformeerd nie. Maar die Handelinge Kerk het jy geweet, sy beweging, hierdie hele beweging, sy naam was Die Weg. Kom ek sê gou vir jou, Handelinge 9 vers 2, gaan Paulus na die hoofpriester toe, en hy vra van hom vir die hoofpriester briewe, om na die sinagoges in Damaskus te gaan, sodat as hy mense sou vind wat van die weg was, manne sowel as vroue, hy hulle geboeid na Jerusalem kon bring. En Paulus het Christene natuurlik gevat om hulle te martel. Hy was 'n fariseer in murg en been. Hy het Christene vervolg. En soos ons hier sien, toe sê hy wil mense wat van die weg is, vervolg. Maar wat hy nie weet nie is, dat op die Damaskuspad, toe ontmoet hy die weg. En hy kom tot bekering. En hy word 'n vegter vir die weg. En hy word 'n man wat soveel boeke in ons Bybel geskryf het. Meer as die helfte van die Nuwe Testament is geskryf deur hierdie man wat Christene vervolg het van die weg. En ons sien in Handelinge 19 vers 9, ofwel in Handelinge 19 eerder, kom hy by die Efese kerk op 'n sendingreis. En ek hou daarvan, hy kom by die Efese kerk en hy lê sy hande op 'n paar mense, en terwyl hy sy hande op 'n paar mense lê, begin die Here hulle doop met die Heilige Gees met die bewys van spreuke in tale, en toe begin hulle sommer te profeteer. Ek sê, Here, ons het weer die Handelinge kerk nodig. En net daarna begin hy by die sinagoges praat, en soos ek al gesê het, ek dink met Petrus, as daar 'n man was wat kon praat in die sinagoges, was dit Paulus, want hy was 'n fariseer, hy het die wet van Moses geken, hy kon die verhoog neem in die sinagoges en praat met die Jode, en iewerste en dan het hy 'n draai gemaak in sy bediening van die wet, en dan het hy Jesus begin verkondig. En toe begin hy teekanting kry, en dit is ook om Handelinge 19 vers 9 sê, maar toe sommige hulle verhard en ongehoorsaam was, en vir die menigte aanhou kwaad spreek van die weg, het hy van hulle al weggegaan. En ons sien hoe hy getuig hy in Handelinge 22, wat hy gedoen het met hierdie bediening wat die weg genoem word. Handelinge 22 vers 4 sê, hierdie weg het ek vervolg tot die dood toe, en man en ook vroue geboei en in gevangenisse oorgegee. So waarom sou die vroeë kerk, die Handelinge kerk, bekend gestaan het as die weg? Want hoor mooi familie, dit beskryf 'n leefstyl en nie net 'n geloof nie. Hoor mooi. Die Handelinge kerk het nie 'n godsdienst gevolg nie, maar hulle het 'n persoon gevolg. Halleluja. Die weg het beteken, hulle het 'n nuwe manier van lewe ontdek. Dis 'n pad van heiligheid, 'n pad van gehoorsaamheid, 'n verhouding met 'n lewendige God. Dis 'n pad waar daar duidelike onderskeid kon getref word tussen die wêreld en tradisionele godsdienstgroepe. So daarom gaan Christendom nie daaroor om net kerk toe te gaan nie, en 'n klomp reëls en regulasies te volg en rituele te doen nie. Maar dit gaan daaroor om 'n pad met Jesus te stap, 'n verhoudingspad met die Here Jesus te stap, 'n pad van wat 'n nuwe lewe skree, wat sigbaar is vir mense. En kom ek vra hierdie vraag van Thomas meer duidelik. Kom ek kleer dit net bietjie in. Is asof hy vra, Here, hoe kan ons die pad van vergifnis ken? Hoe kan ons die pad, die weg van versoening ken? Hoe kan ons dit ken om 'n manier te vind om reg voor God te kan wees?
Hoe kan ons 'n pad kry na die ewige lewe? Hoe kan ons 'n pad kry van 'n vervulde lewe? Hoe kan ons 'n pad kry, 'n weg kry, weg van depressie? Weg van selfbeeldprobleme, minderwaardigheid. Hoe kan ons die weg ken? En toe sê Jesus het die kragtige woorde wat 'n antwoord is op vergifnis, 'n antwoord is op versoening, 'n antwoord is om reg voor God te kan staan, 'n antwoord wat die ewige lewe bring, 'n antwoord wat 'n vervulde, bevredigende lewe bring, en dit is: ek is die weg, ek is die waarheid en ek is die lewe. Dis al wie jy nodig het. Dis al wat jy nodig het. En ek wil vandag hierdie woorde onderstreep en inkleur vir u. Want alles begin verkeerd loop in die tuin van Eden. Alles het daar begin. En die duiwel sê vir Adam en Eva, as julle van hierdie vrug eet, sal julle wees soos God. En elke mens het 'n wilskrag. Dis iets wat God vir jou gegee het, 'n wil. Anders te hoor mooi was ons almal robotte. Het ons almal geloop, ek is 'n kind van die Here. So ons nooit kon gesing het, Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Ons sou maar net robotte gewees het. Maar die Here, toe hy die mens geskaap het, skaap hy hom met 'n wil, en ek het dit al baie in my bediening gesê, en ek gaan dit vanmôre weer sê, en daardie wil is vir een rede. Hy wil met jou in 'n verhouding wees, met die hoop en die begeerte, dat jy ook in 'n verhouding met hom wil wees. Dat jy onder sy seggenskap wil lewe, dat jy hom Here wil maak, en meester van jou lewe wil maak, en onder sy heerskappy lewe. En om koning maak van jou lewe. Dis sy begeerte, en toe die mens kom, en dis die probleem met die wêreld waarin ons lewe vandag is, mense wil God wees van hulle eie lewe. Ek wil doen wat ek wil, wanneer ek wil en hoe ek wil. Ek wil nie 'n diktator in my lewe hê nie. Ek soek nie iemand wat 'n beheer is van my lewe nie. Ek sal doen wanneer ek wil, wat ek wil en hoe ek wil. Enige tyd, enige plek sal ek doen wat ek wil. Niemand sê my niks. Ons wil onafhanklik van God leef, en hierdie gedagte het vir Adam en Eva gemaak, dat hulle toe op die ou einde, toe God kom, dis interessant, die mense het nooit God gesoek na sy sondeval nie, God het hom kom soek. En jy sit hier vandag, en jy hardloop weg van die Here, en jy dink God het jou verlaat. Nee, jy het die Here verlaat. Hy is al die pad nog daar om te vra, waar is jy? Jy het hom verlaat. Die mens het God verlaat. Sy sonde, sy eie ek, sy egosentriese leefstyl van alles draai om my, maak dat daar 'n skeiding toe kom, en Adam wegkruip vir die Here. En dis waar die moeilikheid begin het, met die mens en God. En Jesus, toe hy sê, ek is die weg, beteken dit, dat hy kan die gewig wat daar was en is tussen God en mens verwyder. Hy kan weer hierdie twee identiteite, God en die mens, weer by mekaar uitkom. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Kan ek dit net sê? Allah is nie Yahweh nie. Mohammed is nie Jesus nie. All roads lead nie to Rome nie. Hoor jy wat ek sê? Mohammed kan jou nie na Yahweh toe vat nie. Net Jesus kan. Net Jesus, hy is die weg na God die Vader. Enige ander iets wat jy gebruik om na God toe te gaan, al is het Allah, is nie
Jy gaan nie daar uitkom nie, jy's besig om teen 'n ceiling vas te bid. Jy loop teen 'n muur vas. Daar's net een wat na God toe lei en dis Jesus. Dis nie Mohammed nie, dis nie Boeddha nie, dis nie wie, wat en alles nie. Noem hulle name op. Jy kan nie na God toe gaan nie. Halleluja, as jy met enigiets anders gebruik, is dit nie Yahweh nie. Is dit nie God Jehovah nie. Dit was terloops. En hier kom Jesus en hy sê, ek is die weg. Want hier is die probleem, kom ek vertel vir jou, wat sê Jesaja 59 vers 2. Jesaja 59 vers 2 sê, maar julle ongeregtighede het skeiding gebring tussen julle en julle God. En julle sondes het sy aangesig vir julle verberg, sodat hy nie kan hoor nie. Hierdie eie ek wil God wees vir my eie lewe. Hierdie sonde wat jy so koester, bring 'n muur tussen jou en God. Maar hoor wat sê Paulus aan die Efese kerk, halleluja, hierdie selfde Paulus, hy kom in Efesiërs 2 vers 14, dan sê hy, Jesus, is ons vrede, halleluja, hy is ons weg, hy is ons waarheid, hy is ons lewe, hy wat albei God en mens een gemaak het, en die middelmuur van skeiding afgebreek het, halleluja, o Jesus, het God en die mens versoen weer met mekaar. Jy kan 'n verhouding hê met Jehovah. Jy kan 'n verhouding hê met Yahweh. Jy kan, maar deur Jesus alleen. Deur Jesus alleen. Verstaan my toe hy sê hy is die waarheid. Beteken dit dat ons hoef nie meer die leuns van die vyand te glo, wat aan ons ore fluister, jy's nie goed genoeg nie, jy's nie gekwalifiseerd genoeg nie, jy gaan dit nooit maak nie. Toe Jesus sê, dat hy is die waarheid, toe beteken dit, hy sal ons leer aangaande God. Hy sal ons die waarheid van God leer, dat ons nie 'n verkeerde persepsie van God het nie, want ons dink God staan met 'n stok en 'n staf, en om ons te slaan en ons te voeter elke keer wanneer ons verkeerd doen. Maar hy staan met soveel liefde, hy wil jou by hom hê, hy wil in 'n verhouding wees met jou, maar dit kos dat jy die regte kanaal moet volg, jy moet Jesus volg. Toe hy sê hy is die lewe, is dit die grootste gemoedsrus vir die mens. Want ek weet nie of jy dit weet nie, maar jy het 'n vervaldatum. Die dood wag vir jou, meneer. Die dood wag vir jou, mevrou. Maar dis 'n blye versekering dat die dood is nie finaal nie, maar dat daar is 'n ewige lewe wat wag vir my en u. Nêrens het Jesus ooit gesê, die kerk is die weg. Nêrens het hy ooit gesê, die PPK is die weg. Die AGS is die manier om by die hemel in te kom. Die volle evangelie kerk is die manier en die leer aan Christus. Die familiesentrum. Nêrens het hy ook geen doktrine en leerstellinge en instansie voorgestel om te sê, dit kan jou red nie. Niks. Geen oortuiging van 'n mens kan jou red nie. Niks. En ja, geen goeie werke nie. Ons wil dink, ek is darem 'n goeie mens. Ek is seker, die Here gaan vir my sê, wie wat, jy was darem 'n baie goeie mens, kom in. Dis net een en een alleen, Jesus Christus en hom as gekruisigde, wat jou sal toelaat in die hemel. Vir die wat verlore was, het hy gesê, ek is die weg. Vir die wat wou leer, het hy gesê, ek is die waarheid. Vir die wat vervulling soek, het hy gesê, hy is die lewe. Ek is die weg, sonder my, sê die Here, is daar geen rigting en geen momentum nie. Sonder my is daar nie waarheid nie, is daar geen kennis nie. Sonder my is daar geen lewe nie. So kom ons praat gou hieroor. Kom staan net gou weer stil. Ek is die weg. Ons is in 'n tyd van Paasfees, in die tyd van Paasfees. Waaroor gaan Paasfees? Dit gaan oor een perfekte man, wat 'n perfekte lewe kom leef het.
om die mens wat onvolmaak is, te versoen met God. Dis dit. Dit was sy missie. Sy visie was sodat ek en u 'n verhouding weer met God kan hê. Dis dit. En dat jy nooit en vir ewig en vir altyd verlore sal wees nie. Daarom, toe hy sê, ek is die weg, was dit sodat ek en u weet, ons kan gered word. Daar is 'n plan. Paasfees sê, daar is 'n plan. Daar's 'n plan gemaak om God met die mens te versoen. Mense dink dat die pad van verlossing en die ewige lewe en vervulling is godsdiens. Daar is meer skade aangerig in die naam van godsdiens as enigiets anders in hierdie lewe. Ek wonder hoeveel mense mis die ewige lewe. Hoeveel mense is verlore op hierdie oomblik onder die naam van godsdiens. Want hoor mooi, enige iets anders wat jy op staat maak as Jesus is 'n gevaarsone, is 'n rooi lig. Kom ek vat jou Kolossense 2 vers 8 toe. Kyk wat sê Kolossense 2 vers 8. Hy sê pas op dat niemand julle van hom, dis Jesus, al wegvoer deur teorieë en argumente. Allerlei leerstellings. Pas op vir misleiding. Wat jou wegvoer van Jesus af. Ons mag nie goed hier preek vir jou en wat sê jy moet dit doen as dit nie op Jesus gefokus is. Want alles gaan oor Jesus. Niks kan jou red nie. Net Jesus. Net Jesus. Hy sê, en teorie en argumente, dit irriteer my. As mense wil kom en sê, kom ons stry so 'n bietjie oor die Bybel. Een ou sê, paar jaar terug vir my, toe sê hy, dit is goed as ons stry oor die Bybel, want dan leer ons. Man, dis uit die put van die hel uit. Ek is nie hier. Wie waaroor kan ons nie stry nie? Jesus. Gaan haal die volle evangelie kerke, gaan haal die PPK, die AGS, die familiesentrum, gaan haal almal van hulle en sê, wat het ons in gemeen? Een ding, Jesus Christus en hom as gekruisigde. Waarom nou? Argumenteer oor, is dit nou 1 keer, is dit nou 3 keer, is dit nou 10, is dit nou, los net uit, gee my Jesus. You can take the whole world, but give me Jesus. Hou op met stry, moenie naam Clemens Monster ooit kom. En sê, ek wil jou 'n bietjie uitdaag, ek wil jou challenge. Ag, sies tog jou arme ding. Ek challenge niemand nie. Ek is nie om te beklei en te stry oor die Bybel nie. Ek het een ding, glo aan Jesus Christus en dat hy die seun van God is, die weg, die waarheid en die lewe, dan het ons iets in gemeen, dan dien ons die Here, ons dien hom alleen. Jesus Christus. En wat sê hy verder? Al hierdie goed is misleidend. Dit is dinge wat berus op die oorlewering van mense. Wie wat is oorlewering van mense? Jy het die woordjie al baie gehoor, tradisie. Tradisie is oorlewering van mense. Ons fokus mag nie wees oor wat het my pa gedoen, wat het my oupa gedoen, wat my oupa grootjie gedoen nie. Ek het nie 'n saak met wat hulle gedoen het nie. Gee my Jesus. You can take the whole world, but give me Jesus. Ek soek Jesus. Ek wil hom oplig en hom alleen. En vanmôre, my Here, wil ek Jesus oplig en hom alleen, nie 'n leerstelling van 'n kerk nie. Nie allerhande rituele en argumente, goed wat misleiding bring nie. Ek is hier vandag om vir die kerk te sê, dis weer tyd om te fokus op Jesus Christus en hom as gekruisigde. Oorlewering van mense of wettiese godsdienstige reëls. Dis afskuwelik. En ons fokus nie op Christus nie. Alles bring misleiding. Familiesentrum weet dit. Hierdie gemeente sal gebou word op die rots Jesus en hy alleen. Ek is nie hier met allerhande godsdienstige reëls en regulasies nie. Ek is nie hier met allerhande wettisisme of allerhande wat ook al rituele nie. Ek sê ek gee my Jesus. Vat alles weg. Ek vat alle argumente weg. Ek gaan nie met jou beklei oor die Bybel nie. Ek gaan nie met jou stry oor die Bybel nie. Ek is hier om Jesus lief te hê en met hom 'n pad te stap tot in die ewige lewe in. Halleluja.
Nooit was die mens ooit geroep vir godsdiens nie. Maar tot 'n verhouding met Jesus. En ek is jammer om te sê, jy gaan nie hemel toe omdat jy mooi reg lewe nie. Jy gaan nie hemel toe met die gedagte, ek moet daarom sê, ek is daarom ons nou nie 'n oureerder nie, jy weet. Jy weet nie, en ek is ook nie afgunstig nie, en ek is ook nie jaloers nie. Jy weet, ek gee baie geld vir die armes. Pragtig, mooi. En in elk geval, wil ek vandag vir jou sê, my boetie, my sussie, dis wonderlik as jy 'n goeie mens is, want dit is regtig beter as om 'n slegte mens te wees. Dis wonderlik. Ek hou van manne en vroue met integriteit, met etiket. Maar hoor mooi, jy gaan nie hemel toe gebaseer op hoeveel punte jy by mense gekry het op hierdie aarde nie. Jy kan nie voor die hemel staan en sê, ek moet hier ingaan, gaan vra vir al die mense, wat so 'n mooi mens was ek nie. Nee, jy gaan hemel toe oor een ding. Het jy Jesus? Het jy Jesus? Het jy hom gevolg? En kom ek vertel jou die probleem wat ons het. En ek praat uit ondervinding. Ek praat nou uit ondervinding. Want jy sien, ek het groot geword in die banke, in die kerk. Ek ken net kerk. Kerk. Klaar. Ek ken al die geure, al die klere. Ek ken tot elke boetie en op die kerkraad. Die soorte. Hulle is almal oral se daar. Ek ken alles. En daar was 'n tyd in my lewe wat ek gedink het, ek is gered omdat ek in die kerk is. Maar wanneer jy in 'n bakkery staan, maak dit nie van jou 'n brood nie. Wanneer jy in 'n motorhuis staan, maak dit nie van jou 'n motorvoertuig nie. Hoor mooi, bly by my, jy kan motorvoertuie bestudeer, jy kan die motor engine, elke part ken en wat daai part doen ken. Jy kan hom bestudeer en praat oor hom en daai voertuig, jy kan praat van hom en almal hang aan jou lippe oor hoe jy 'n motorvoertuig ken, maar hier is die ding, dit maak van jou nie 'n motor nie. Omdat jy kerk toe gaan, my Here, omdat jy die Bybel ken en jy praat van die Bybel en jy kan tot skrifte quoteer en jy het 'n goeie lewe gelei en jy vertel vir almal allerlei rituele wat jy volg en dissipline wat jy het. Luister, maak nie van jou 'n Christen nie. Ek ken dit, maar daar was 'n tyd wat ek die weg moes aanneem, waar ek moes sterf in myself, waar ek oorgee aan my planne en my wil moes ek oorgee deur 'n sagmoedige gees om myself te onderwerp aan sy wil, en ek moes in 'n verhouding wees met Jesus. Ek moes hom ken in alles wat ek doen, en my hele lewe moes draai om hom. Ons mag nie dink om kerk toe te gaan, vat ons hemel toe nie. Hy wil weet, ken jy my? Is jy in 'n verhouding met my? Is jou wil gesterf? Is jou eie ek gesterf? As jy agter my wil aankom, moet jy jouself verloon. Jou kruis opneem en my volg. Om hier te sit, vat jou nie hemel toe nie. Nou die dag sê ek by worship, kom nou by my op. As jy by die ontvangs werk by die gym, beteken dit nie om jy daar werk, jy gaan spiere kry nie. Ek en my vrou gym ook mos so bietjie, ek probeer regtig gereeld by die gym uitkom, maar die Here weet, dit is nogal uitdagend. Dan werk hulle almal daar, kyk hier so hulle lyk, die regte klere dra aan, maar die lyf sê, jy vat nie daai goed nie. Jy sê net hallo vir die mense, maar jy gaan raak nie aan daai goed nie. Jy moet ook 'n bietjie gaan sweet en neig na jou asem. En luister, om kerk om hier te sit, maak jou nie geestelik fiks nie. Jy het 'n verhouding nodig met Jesus. Jy moet self die weights gaan optel. Jy moet self gaan worstel in jou binnekamer. Jy moet 'n verhouding hê met Jesus. Jy moet 'n pad loop met die Here. Jy moet 'n pad loop met die weg.
Jy raak nie geestelik fiks deur om hier te sit nie. En kyk wat doen ander nou, dink jy moet regkom. Christenskap is nie 'n plek waarheen jy gaan nie, dis 'n persoon. Jy's 'n Christen want jy het Christus. Ons moet nie so besig raak met die dinge van die Here, dat ons die Here van die dinge vergeet nie. Want die gevaar is, ek praat met elke pastoor, elke een in die bediening. Ons raak so besig met die bediening. Ons het 'n verhouding met die bediening, nie met Jesus nie. Ons het 'n verhouding met die kerk, maar nie met Jesus nie. Die praise and worship raak vervoering met die akkoorde en die mooi harmonies, maar dit is nie 'n vervoering oor Jesus nie. Waarmee is jy besig? Is hy nog die kor? Is hy nog die bron van alles waarom jou lewe draai? Of is jy vasgevang in 'n of ander routine wat verwoesting saai? Dis een ding om Jesus in jou kop te hê en 'n ander storie om hom in jou hart te hê. Verlossing is nie 'n godsdienst nie. Verlossing is 'n verhouding met Jesus. Die weg na die hemel is nie 'n beginsel nie. Dis nie 'n voorskrif nie. Dis nie 'n praktyk nie. Dis nie 'n program of 'n plan nie. Dis 'n verhouding met Jesus Christus. En hy alleen. Ek weet nie, voel vir my of ek my tyd mors. Hoor jy wat ek sê? Anders moet ek net nou sê amen, dan gaan ons huis toe. Mense sit vandag op 'n plek in 'n ewige hel, omdat hulle die verkeerde tekens gevolg het. Want bly gou by my familie. Jy sien, kom ons vergeet nou van GPS en tegnologie, amen. Kom ons gaan terug na die ou dae van padtekens. As jy by Kimberley wil uitkom van hier af, dan moet jy die padtekens volg. En as Kimberley regs is, dan draai jy regs. En as Kimberley weer links is, dan draai jy links. En as hy weer regs is, dan draai jy weer regs. As jy Bloemfontein se bordjie gaan volg, gaan jy nie by Kimberley uitkom nie. Jesus, net hy weet wat sy gedagtes hy aangaande jou koester. Gedagte van vrede, voorspoed en 'n hoopvolle toekoms. Volg Jesus en jy sal al daai goed kry. Mis Jesus en jy mis baie. Net hy weet wat sy gedagtes hy aangaande jou koester. Jy moet die padtekens volg op hierdie lewenspad. Het jy een ding voor oë en dit is Jesus. Wat sê Hebreërs 12 vers 2? Die oog gefestig op Jesus, die leidsman en volëinder van ons geloof. Wat is 'n leidsman? Dis iemand wat voorloop en die pad aanwys. Jy moet Jesus volg, my boetie. Jy moet nie vir Clemens volg nie. Jy moet nie 'n pastoor volg nie. Jy moet nie jou dominee volg nie. Jy moet nie 'n kerk volg nie. Jy moet nie 'n leerstelling volg nie. Jy moet Jesus volg. Jesus en hom alleen. Dis net hy. Alles gaan oor Jesus. En verstaan mooi, kom ek verduidelik jou iets. Wat gebeur in hierdie lewe? Want hier is die ding. Die duiwel is mos die vader van die leuen. En hy kom op hierdie lewenspad wat jy op reis. Kom hy op met bordjies. Maar omdat jy is die vader van die leuen. En hy sê hierso afrit. Rykdom. Maar wat hy nie vir jou sê nie is, hierdie kant toe rykdom is 'n pad by die afgrond af. Hy sê vir jou, man, hier's 'n pad, draai regs hierso. Hierso is al die roem en al die bekendheid. Draai hier af vir bekendheid en populariteit. Draai hier af, maar dit is 'n pad van verwoesting. Hy sê dit nie vir jou nie. Hy kom met soveel leuns en hy probeer ons mislei. Want hy wil hê jy moet die oog afval van Jesus. Jy moet nie Jesus se rigting volg nie. Jy moet hierdie volg en daai volg en hierdie volg en daai volg. Hy wil jou mislei en jou vernietig. Maar ek is hier vandag om vir die kerk te sê, hou jou oog op Jesus, die volëinder van ons geloof. Kom ons praat oor die waarheid. Ek haas myself. Die hemelse grootste begeerte
is dat jy moet gemoedsrus hê oor jou verlossing. En ek praat met baie kinders van die Here. Ek praat met soveel bloedgewaste kinders van die Here. En dan daar's 'n goue draad deur soveel bloedgewaste kinders van die Here, en dit is, ek is nie 100% seker of ek dit gaan maak nie. Ek is nie 100% oortuig dat as Jesus moet terugkom, dat ek hemel toe gaan nie. Wat is die waarheid? Die waarheid van die hemel is dat jy gemoedsrus moet hê en weet jou verlossing is veilig. Hoor mooi, toe Jesus uitgestrek is op die heuwel van Golgotha, op die kruis van Golgotha, en net so voor sy einde roep uit tetelestai, dit is volbring, was daar die woorde uitgeskree, sodat jy nie vir een oomblik moet twyfel, jy is gered. Jy moet weet, jy is gered. Die hemel wil hê, jy moet tevredenheid hê. Hy wil hê, jy moet die waarheid ken. En die waarheid is, as die Seun jou vrygemaak het, sal jy waarlik vry wees. Jy moet nie een oomblik twyfel daaroor nie. Hou vas aan Jesus. En weet, hy's die waarheid. Hy sê, jy's veilig in my hande. Kom, ek gee vir jou 'n skrif of 2. Gee my gou 'n oomblik, ek het al hierdie stelling gemaak, ek gaan myself nou korrigeer, want hier's 'n paar mense wie se hare gaan rys dalk wanneer ek dit sê. Die enigste ding wat beter is as om gered te word, is om te weet dat Jesus beskerm jou redding. En verstaan my mooi, ek is nie 'n prediker wat sê een keer gered, altyd gered nie. Toets my hart. En dis 'n preek vir 'n ander tyd. Ek preek sonde, teen sonde. Ek preek heiligmaking. Ek preek 'n verhouding met Jesus. Wat gaan oor om jouself te verloon in die eie ek en jou eie begeertes eenkant toe te skuif om te sê, Here, U is Here van my lewe. Wat soek U? En as U wil hê ek moet nee sê vir hierdie ding, dan sê ek nee. En as jy sê ek moet ja sê vir hierdie ding, al kos dit iets van my, dan doen ek dit. So ek praat nou met jou wat 'n verhouding is met Jesus. Ek praat met jou wat ernstig is met die Here, en dan lees ek vir jou Johannes 10 vers 28. Dan sê Johannes 10 vers 28, ek gee hulle die ewige lewe en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie, en niemand sal hulle uit my hand uitruk nie. Ek is hier vandag om vir jou te sê, jy's veilig. Jy's veilig, want die waarheid sê vir jou die waarheid. Hy hou jou vas en jy hou hom nie vas nie. Nee, jy hoor nie wat ek sê nie. Ek sê die waarheid. Sê vandag vir jou die waarheid. Jy hou nie aan hom vas nie. Hy het jou. Hy hou jou vas. Jy's in sy hande. Hy hou jou vas. Jy gaan nergens heen, hy hou jou vas soos 'n diamant, en hy sê, niemand gaan jou uit my hand uitruk nie. Jy's vir my kosbaar, jy's myne. Ek het jou gekoop met my bloed. Jy's myne. Die duiwel het nie sê oor jou lewe nie. Die duiwel het nie reg oor jou lewe nie. Hy het nie reg oor jou familie nie. Hy het nie reg oor jou kinders nie. Jy's in die hande van die Here. Jy's in die hande van die Here veilig. Hy hou jou vas. Alle waarheid in hierdie lewe is geanker in Jesus. Is vasgemaak in hom, is gegrond op Jesus. Hoor gou mooi familie, het ek jou aandag? Ek is amper klaar, sê amen. As jy die waarheid skei van Jesus, kry jy geen waarheid nie. As jy sosiale waarheid van Jesus skei, kry jy kommunisme. As jy wetenskaplike waarheid skei van Jesus, kry jy verwarring. As jy geestelike waarheid van Jesus kry jy agnostisisme. Here, dis 'n groot woord. Ateïsme beteken ek glo nie aan God nie. Agnostisisme beteken ons kan nie weet of God bestaan nie. Maar mense, jy het net nodig om hier in hierdie kerk te wees.
En ek sien hier soveel mense op aanlyn wat altyd ons dienste volg, wat hulle sê, ons ervaar Jesus. ek vermoed hier is iemand van Canada. Is dit hulle twee? Are you from Canada? Yes. What an honor. You understand Afrikaans? You. And you married a man from Canada, and now he's sitting and wondering, what is this people talking about? My brother, God bless you for being here. But what I sense is, you might not understand what we say, but you can feel it. Because the Spirit of God is doing the work inside you. The same Jesus, the same Spirit that rose Jesus from the dead dwells in you, dwells in us. And we are family. We are in a unity. Hallelujah. God is with you. Thank you for being here. Al die pad van Canada af. Gee hulle lekker hande klap. En so, waar is die Canadian aan die ene? Waar? At the back. Where are you? Wie? Gordon. My broer. Baie welkom hier. Julle moet net mooi verstaan, ek praat nie Engels nie. My vrou beklei met my, jy moet regkom, jy moet Engels praat, ek kan nie. Al die Engelse mense gaan Afrikaans praat in die hemel. Dis 'n hemelse taal. Prys die Here. Ek sê nou die dag, ek sê dit met baie liefde en respek. Ek sê my Engels is met baie respek soos ons Here Jesus. My present, past and future tense is soos ons Here Jesus. It's yesterday, today and forever the same. My English is not very good. Ja. So Jesus is nie net die pad na God en nie net die een wat ons versoen met God nie. As jy regtig met hom te doen kry, in 'n verhouding is met hom, gaan jou hart nie anders te kan as om te glo, daar is 'n God. Het jy nie nodig om te verval in ateïsme en agnostisisme nie. Jy kan nie by Jesus uitkom en by God verbygaan nie. Jy moet glo in God. Jy kan 'n slim kop hê, jy kan 'n suksesvolle lewe hê, maar as jy Jesus verloor, het jy alles verloor. Het jy die waarheid verloor. Kom ek maak klaar. Kom ons praat oor ek is die lewe. For all you English people, I've got one scripture in English for you. Markus 8:36. For what use is it to gain all the wealth and power of this world with everything it could offer you at the cost of your own life? Wat baat dit die mense sê die hele wêreld wen, maar ons sy sielskade ly. Toe Jesus sê, verstaan my en ek maak hiermee klaar. Toe Jesus sê ek is die lewe, was dit om sodat ek in die vervulling kan ervaar. Dat ons kan bevrediging hê. Daar's 3 soorte mense. Diegene wat geen doel het nie. Hulle naap net almal se doele. Hulle kyk wat doen jy, dan doen hulle dit. Hulle weet nie wat is hulle passie nie, hulle weet nie wat is hulle droom nie, hulle hap die hele tyd in die lug en hulle vloei maar net waar die stroom hulle heen vat en hulle leef ander mense se drome. En dan kry jy die mense wat 'n verkeerde doel het. Dis die mense wat hulle veg die hele tyd vir hulle self om hulle self tevrede te stel. Hulle moet die leer van sukses klim. Kyk hoeveel geld hulle kan maak, kyk hoeveel huise hulle kan besit, kyk hoeveel voertuie hulle kan ry, kyk hoeveel volgelinge op YouTube, TikTok, Facebook, hoeveel kan hulle kry? En dan op die ou einde van die dag, dan lê hulle op hulle sterfbed en sê die woorde van Prediker 1 vers 2. Alles te vergeefs. Alles te vergeefs. Alles te vergeefs. Dis mense wat leeg voel, onvervuld. Hulle voel dit nie waarde toegevoeg in die samelewing nie, hulle het net geveg vir hulle self. Kom ek sê vir u,
Wysheid voel leeg sonder die lewe. Rykdom voel doelloos sonder die lewe. Plesier is nutteloos sonder die lewe. Werk en prestasie is alles verniet sonder ek is die lewe. So ons het 3 soorte mense. Die wat geen doel het nie, die wat 'n verkeerde doel het, en dan kry die mense wat die regte doel het. En kom ek vertel jou iets van my lewe. Ek bly dalk nie in my droomhuis nie. Ek ry dalk nie die voertuig wat ek sou graag wou ry nie. Elke maand moet ek ook maar my geldjies omdraai, want ek het ook maar 'n budget wat moet klop. Ek het nie in oorvloed nie. Maar man, ek is gelukkig. O, jene, ek is gelukkig. Want die een wat lewe gee, bring ware vervulling. Die brood van die lewe sê, eet van my en jy sal nooit weer honger kry nie. Die lewende water sê, drink van my, jy sal nooit weer dors kry nie. Ek het dalk nie baie nie, maar jene, ek is bevredig. Ek is so dankbaar vir die bietjie wat ek het. Maar in my bietjie het ek so baie, ek het Jesus. En saam met Jesus het ek die mooiste, beste vrou. Die enigste beste vrou. Die een by wie ek wil wees. Hoor jy dit, Lala? Hoor jy? Jezebel? Ek soek jou nie, ek het my vrou, dankie. Ek is net lief vir haar en vir altyd net vir haar. Hoor jy dit? Man, ek is gelukkig. Ek het die mooiste kinders. Ek het die mooiste geestelike familie. Ek is, I'm so happy. Ek is so gelukkig. Ja, ek het nie 1 miljoen rand in my bankrekening nie. Ek het nie nog die kar wat ek ry nie. Maar man, ek is gelukkig. Ek het Jesus. The best friend you have is Jesus. He will hear you when you call. He will keep you when you fall. The best friend you have is Jesus. Ek is die lewe. As jy my het jy lewe. Al het jy nie baie nie, jy het lewe. Ramashiba turumo kotera rabahanda. Ribashikayenda rabaturababamba. Ek voel ek kan koor dans. As ek nou 'n liedjie kan sing, dan doen ek dit hallelujah. Woo! I just feel that something good is about to happen. I just feel that something good is on its way. Woo! Jy sê vir die ou langs, ek het nog nooit so goed gevoel nie. Ek het nog nooit so goed gevoel nie. Prys die Here. So, ons maak klaar, een of ander tyd. 'n Mens kan sonder kos lewe. 3 dae sonder water. 'n Paar minute sonder suurstof. Maar jy kan nie 1 sekond sonder Jesus leef nie. Nie 1 sekond nie. Hou op om lewe te vind in die rykdom van hierdie wêreld. In die glans van Hollywood. Die populariteit van Facebook en YouTube en TikTok. Ware lewe vind jy net by Jesus en Jesus alleen. Man, ek is gelukkig. Ek het 'n vriend vir wie ek so lief is. Wat vir my sorg. Wat na my kyk, wat ek ervaar, met wie ek in 'n verhouding is. So kyk jy, Jesus sê ek is die weg, sodat ons gered kan word. Hy is die waarheid, sodat ons veilig kan wees. Hy is die lewe, dat ons bevredig kan wees. Christendom gaan daaroor om Christus te ontmoet. Wil jy lewe, ontmoet die lewe. Jy kan hemel toe gaan sonder rykdom, prestasie, skoonheid en roem.
maar jy kan nie hemel toe gaan sonder Jesus nie. Kom ek vertel vir u 'n storie, Raf, julle kan opkom, die orkes kan opkom, ons is lekker min vandag, so hulle gaan vinnig op wees. Almal is weg, en vakansie en allerlei dinge. Terwyl hulle opkom, D.L. Moody was een van die grootste evangeliste van ons tyd. Wat bedien het, hy was, party reken hy was groter as Billy Graham. En baie jare terug wou 'n seentjie na hom luister, na D.L. Moody luister. En hy wil by die deur inkom, en die deurwagter stop hom en sê, seun, ons is jammer. Jy mag nie hier inkom nie, die plek is stampvol en volgens regulasies mag ons niemand meer verder toelaat nie. Die seentjie gaan sit op die sypaadjie met trane wat oor sy wange rol, want hy so graag na hierdie diens geluister het van D.L. Moody. En terwyl hy sit op die sypaadjie, kom 'n groot man verby. En hy sien hierdie seentjie wat huil op die sypaadjie, en hy vra vir hierdie seentjie, waarom sit jy hier op die sypaadjie en huil? En hierdie seentjie sê, ek wil so graag luister na hierdie oom wat gaan praat, meneer D.L. Moody. Ek wil so graag na hom luister, maar hulle wil my nie laat ingaan nie, want die plek is oorvol, en ek wil so graag geluister het, wat het hy te sê? En hierdie groot man wat voor hom staan sê, ek het 'n manier om jou hier in te kry. Maar dan moet jy presies doen wat ek vir jou sê om te doen. En in die jare terug, het hulle mos hierdie jaste aangehaat met hierdie groot sterte. En hierdie groot man sê vir hierdie seun, sien jy hierdie stert van my jas? Hou vas aan hierdie stert van my jas. En ek beloof jou, ek kry jou hier in. Moenie laat los nie, moenie laat gaan nie, hou vas. En hy loop terwyl hierdie seentjie vashou aan hierdie stert, aan hierdie jas se stert. En hy kom by die voordeur en die deurwagter sê, goeiedag meneer D.L. Moody. En die seentjie hou vas, en hy stap in, en die deurwagter wou nog iets sê vir die seentjie, en D.L. Moody maak net so. En hy moes hom laat ingaan het. En daai seentjie kom in 'n plek in, waar hy nie mag ingekom het nie. Wil jy hemel toe gaan? Hou vas net aan Jesus. Hou vas aan die weg, die waarheid en die lewe. En jy sal die hemelpoorte instap. Staan saam met my op, en doen ons hierdie verklaring. Almal hardop saam met my. 1, 2, 3. Ek verklaar vandag dat Jesus Christus die weg, die waarheid en die lewe is. Ek kies om nie op godsdiens, goeie werke of menslike oortuiging staat te maak nie, maar op Jesus alleen. Hy is my pad na die Vader, my voorsiening met God, en die een wat my lei in 'n nuwe lewe. Ek glo dat deur hom ek vergifnis ontvang, dat hy die waarheid oor my lewe spreek, en dat ek nie meer die leuns van die vyand hoef te glo nie. Ek kies om 'n verhouding met hom te hê, om hom te volg, en om my lewe aan hom oor te gee. Halleluja. Ek verklaar dat my lewe in Jesus geanker is. Hy is my waarheid wanneer ek onseker is, en my lewe wanneer ek leeg voel. Ek glo dat my redding veilig is in sy hande, en dat niks my van hom kan skei nie. Ek kies om nie my doel in hierdie wêreld te soek nie, maar in hom wat ware lewe gee. Vandag hou ek vas aan Jesus, die weg, die waarheid en die lewe, en ek vertrou dat hy my sal lei tot 'n vervulde lewe hier en die ewige lewe saam met die Vader. Amen en amen en amen en amen. Elke oog gesluit. Elke oog gesluit. Om hier te sit vandag, vat jou nie hemel toe nie. Om 'n goeie lewe te leef, vat jou nie hemel toe nie.
om die Bybel te ken, vat jou nie hemel toe nie. Jy moet Jesus persoonlik ken. En wanneer jy hom persoonlik ken, sal jy hemel toe gaan. Terwyl elke oog gesluit is en niemand rondkyk nie. As jy vandag sê, Clemens, ek wil die weg, die waarheid en die lewe aanneem. Ek wil in 'n verhouding met hom wees. Dan steek jy vinnig jou hand op en jy laat sak dit weer vinnig. Daar's 'n hand wat opgaan. Daar's soveel, wow, dankie Here. Hier is soveel hande wat opgaan. Dankie Here. Barabasukutele bebe. O Here. Dankie vir elke hand, Here. Al was hierdie boodskap net vir hulle, Here. En Here, net U, ek sien dit in my eie lewe, bring ware vervulling. Net U stel tevrede, Here. Net U is die brood wat vervulling gee. Net U is die water wat die dors kan lys van die mens. Geen dwelm, geen goed van hierdie wêreld, pornografie, hoerery, al hierdie dinge van hierdie wêreld bring vervulling nie, net Jesus en hy alleen. Ek voel gelei, daar's nog iemand wat sy hand moet opsteek. Vinnig steek jou hand op. Nog iemand, ek voel dit in my gees, daar's nog iemand wat daar. Dankie, 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 dankie. Halleluja. Kan ek vra dat ons almal ons hande opsteek en saam die sondaar gebed bid, saam met hulle wat hulle hande opgesteek het? Kan ons dit almal saam doen? Is jy gereed om dit saam met my te bid? Almal saam, agter my aan, Hemelse Vader, ek kom na U, in die naam van Jesus, die weg, die waarheid, die lewe. Ek nooi U in my lewe. Dankie, dat U die weg is, na God die Vader. Dankie, dat U die skeidingsmuur, wat daar is, tussen my en God, afbreek. En van hierdie oomblik af, het ek 'n verhouding met Jesus Christus. Van hierdie oomblik af, sterf ek in my eie wil, en leef ek die wil van die Vader. Want hulle, wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. Ek is skoon gewas, ek is gereinig, ek is geheilig. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Halleluja. Raf, sing whatever die Here op jou hart lê. The best friend to have is Jesus. The best friend to have is Jesus. He will hear you when you call. He will keep you when you fall. And the best friend to have is Jesus. The best friend to have is Jesus. The best friend to have is Jesus. And He will hear you when you call. He will keep you when you fall. Best friend to have is Jesus. Sing it again. The best friend to have
that something good. Ek weet nie wat se kies hier in die ref. Dit klink na 'n vreeslike kie. Was dit, maar druk op die flat eerder. Oh, I just feel that something good is about to happen. I just feel that something good is on its way. He has promised that He open all of heaven. Oh, brother, it could happen any day. When God's people humble themselves, call on Jesus. Oh, they lift to heaven expecting as they pray. Oh, I just feel that something good is about to happen. Brother, this could be that very day. Hey, I just feel that something good is about to happen. I just feel that something good is on its way. He has promised that He'll open all of heaven. Oh, brother, it could happen any day. Oh, when God's people humble themselves, call on Jesus. Oh, they look to heaven expecting as they pray. Oh, I just feel that something good happen. Brother, this could be that very day. Woo! Sê vir die ou langs jou, raak opgewonde, dis op pad. Raak opgewonde, dis op pad. Ek kan dit voel in die atmosfeer. Daar's 'n skuif in die atmosfeer. Die vyand het sy vingers in sy hare en hy sê, ag nee. Hulle die blydskap van die Here. En die blydskap van die Here is hulle beskutting. Wat gaan hier aan? Hy's veronderstel om depressief te wees. Sy's veronderstel om aan naals te kou en depressie te hê. Maar ewe skielik is daar 'n blydskap wat opstaan in jou binnekant. I just feel that something good is about to happen. Oh, I just feel that something good is on its way. He has promised that He'd open all of heaven. Oh, brother, it could happen any day. When God's people humble themselves, call on Jesus. Hey, look to heaven expecting as they pray. Oh, I just feel that something good happen. It could be hallelujah. Oh, I just feel that something good is about to happen. I just feel that something good is on its way. He has promised that He'd open all of heaven. Oh, brother, it could happen any day. When God's people humble themselves, call on Jesus. Oh, they look to heaven expecting as they pray. I just feel, oh, happen. Brother, this could be that very day. Jy moet nou iets doen saam met my. Sê vir een langs jou, jy gaan nou uit jou gemaksone uitkom. Kyk hierso. Kyk hier. As jy vir 'n kind iets gee wat hom wegblaas en hy so opgewonde daaroor. Wat doen daai kind? Hy maak so. En jy gaan dit nou doen. Come on. Man,
Jy moet nou opgewonde raak. Julle daar by die huis, julle sit so lekker daar op die sitkamerbank en julle beddens lê jy. Staan op, staan op, staan op. En maak bietjie so. Oh, I just feel that something good is about to happen. Oh, I just feel like something good is on its way. Oh, he has promised that he opened all of heaven. Oh, when God's people humble themselves and call on Jesus, and they look to heaven expecting as they pray. Well, I just feel like something good is about to happen. And brother, this could be that very day. Nou weet ek is fikser as jy. Want halfpad het jy gestop. En ek haal nie eens vinnig asem nie. Maar wat jy nie weet nie is ek hou dit in, want ek alles gaan oor Jesus. Hy maak dit moontlik. Hy is die weg, die waarheid en die lewe. Halleluja. Familie, dis dit. So mag die Here u ryklik seën. Jy gaan 'n goeie week hê. Jy gaan 'n goeie. Wat sê pastoor Gelvin? Geleidelik. 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 Ja, maar dan voel vir my ons nog sing, man. Oh, this joy that I have, the world didn't give it to me. Net voor ons afsluit. This joy that I have, the world didn't give it to me. No, no, no. This joy that I have, the world didn't give it to me. No, the world didn't give it. The world can't take it away. This joy that I have, the world didn't give it to me. No, no. This joy that I have, the world didn't give it to me. No, no. This joy that I have, oh, the world didn't give it to me. The world didn't give it. The world can't take it away. I lost them all. Oh, this joy that I have, the world didn't give it to me. No, no. This joy that I have, the world didn't give it to me. No, no. This joy that I have, the world didn't give it to me. The world didn't give it. The world can't take it away. Hallelujah. Woo! Here, hier's 'n verwagting in die atmosfeer vir iets bonatuurlik wat hierdie week gaan plaasvind. Want ons het die weg. Ons het die lewe. Here, ons het die waarheid. Seën my boetie en my sissies. Seën hierdie fantastiese familie van my. Father, I'm also praying for the people from Canada, that you will bless them, God. Father, elevate them to a new level of your glory, that they will see the glory of God manifest in their lives. Father, open new doors for them, that they will know God is real, and Father, your love never ends. Send them, Father, open doors. Maak vir ons almal 'n deur oop, Here, hierdie week. En ek dank U, Here, dat ons nooit sal nalat om U te loof en U te prys nie. En ek seën my mense in Jesus naam. Amen. Gaan aan die vrede, die Here seën U.